Romeine 8, jy kan daar 'n plek sit, en dan kan jy heel vorentoe blaai, Genesis 1. Deur het my hierdie week so gebou. En my begeerte of my hart is, as jy dit al gehoor het, sê net nie, dis nie, ek het hierdie nog nooit, sê net, wees net my ego genadig. Nee, my begeerte is regtig dat hierdie jou ook sal bless vandag. Dit was vir my so mooi, en ek hoop dit gaan jou ook bless. Ek wil bietjie net, so my tema is ons geskep na die beeld en gelykenis van God. En ons ken daai so mooi, en daar sal soveel preke daaroor gegee, en ek dink ons het 'n goeie begrip daarvan. Maar ek dink 'n begrip van 'n gedeelte daarvan. Ons is geskep na die beeld, en ek dink daai gedeelte het ons 'n goeie begrip van, dat ek en jy is geskep na die beeld van God. Daar's iets van God in my. Een van die eenvoudige voorbeelde wat ek baie gebruik is, God is Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is 'n drie-enige God. En ek en jy is gees, siel en liggaam. Ons bestaan uit 'n drie-eenheid. En jy kan nie op hierdie stadium, nie ek of jy, God kan, maar nie ek of jy kan 'n onderskeid tref tussen ons gees, ons siel en ons liggaam. Vorm 'n eenheid. En daai is vir my iets van die beeld van God. Maar dan is daar 'n ander woord, die gelykenis van God. Om soos hy te wees. En ek dink, dis wat ons verloor het met die sondeval. Is die wees soos God. Daai gelykheid, daai om te lyk soos hy, om te wees soos hy. So dis waar ek wil by uitkom, maar ek wil vir jou iets hier van Genesis 1 af bietjie verduidelik, en ek weet ons ken nou almal die skepingsstorie, maar hier's 'n paar mooi goed wat ek jou net weer op wil laat fokus, laat ons net weer hieroor bietjie top. Die Here hierdie week vir my sê, kom ons begin in Genesis 1, rarig. Begin by die begin. Ja, ok, ek sal daar gaan lees, maar wat is die storie, wat is die boodskap? Hy sê, kom ons begin net by die begin. En ek het net weer 'n paar mooi goeters gesien. Ek gaan net hier en daar vir jou 'n paar goedjies net uitlig. Kom ons begin by vers 3. So in vers 1 in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Maar nou sê hy in vers 3, en God het, miskien moet kom ons gaan vers 2 toe, ekskuus Jaco, ek chant jou baie rond. Vir John Marie, ekskuus. Kom ons begin by vers 2. Hier's iets moois wat ek jou eintlik daar wil wys. Hy sê, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die watervloed. Hoe het jy gelyk voor jou wedergeboorte? Ek weet verseker ek was woes en leeg. Baie woes, baie leeg. En duisternis was my baas. Maar toe kom die Gees. En die Gees van God het gesweef oor die waters. En toe sê God, laat daar lig wees. En toe God lig in my lewe inspreek, dis haar lig. In 'n oogwink maak hy my los van jare se pornografie verslawing en allerlei ander snack, twak, gemors. In 'n oogwink, want die Gees het oor my gekom en die woord het lig gebring.
Hy het 'n woord in my lewe ingespreek. Ek wens ek het daai datum neergeskryf, ongelukkig het hy nie. Maar hy het 'n woord in my lewe ingespreek in daai middag. Hebreërs 8 vers 12 wat hy vir my gesê het, ek sal in jou sonde, in jou ongeregtigheid nooit weer dink nie. Keer net na my toe. En daar was lig. Het jy al ooit daaraan gedink dat God het lig geskep voordat hy die son gemaak het? En ek het eendag met 'n ek dink hy's 'n kernfisikus gepraat. Dis een van daai ou se grootste struikelblokke. Hy is hierdie super intelligente wetenskaplike. Maar hy wil hierdie probeer verduidelik. En hy het my gevra om dit vir hom te verduidelik. Ek sê ek kan dit nie vir jou verduidelik nie. Maar as die woord sê, want dis waar hy nou vashak. Hy sê ons verstaan dit verkeerd. Ek sê nee, ek verstaan alles presies reg. As die woord sê daar was lig, was daar lig. Waar die lig vandaan gekom? I don't care. Sy woord dra krag. En as hy sê dat daar lig wees, het hy nie 'n son nodig om die lig te produseer nie. Die krag is in sy woord. Hy het 3 dae later die son en die maan gemaak. As hy jou bankrekening moet fix, weet jy dat hy nie eens nodig om vir jou werk te gee om te doen nie. Partykeer sal hy. Maar hy kan dit doen soos hy wil. Hy moet net 'n woord spreek. Partykeer het hy reeds die woord gespreek. Partykeer moet ek en jy net daai woord glo. Partykeer moet ons net in geloof partner met hom in dit wat hy reeds gesê het. Sê toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Hy het dit gedoen. Hoe het hy dit gedoen? I don't know. I don't care. En so het hy aangegaan met die skepping. Eers op die 4de dag, vers 14, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel in die hemel en skeiding maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vaste tye, as ook die dae, sowel as jare. God skep vir ons 'n aarde. En hoeveel van julle besef dat dit sou vir ons genoeg gewees het? Ek en jy het nie nodig vir een of ander ruimte shuttle om te oorleef hier nie. Ons doen daai vir die nuuskierigheid. Maar die aarde soos wat hy nou is, sou genoeg gewees het vir my en jou om te oorleef. God se doel vir jou en my was nog nooit om net te oorleef. Hy is extravagant. En hy het my en jou binne in hierdie extravagance gesit. Hy kom en hy vir 5 dae lank skep hy hierdie, ek het nie woorde daarvoor nie, hierdie majesteit, hierdie majesteuse heelal waarvan ek en jy deel is. Het jy al ooit gedink, wat is die funksie van 'n ster? Wat 300 miljoen duisend, ek weet nie hoeveel ligjare ver weg is. Ons het daar sterre wat ons nog nie eens gesien het met ons tegnologie nie. Wat is sy funksie? Vir my en jou, om te kan leef, net oorleef. 0. Baie van julle sou nou nie eers geweet het van Beetlejuice, as ek jou nog nie vertel het van Beetlejuice nie, en ek sou nie geweet het van Beetlejuice, as dit nie vir een of ander slim ou was, wat met 'n kamera of 'n verkyker of 'n teleskoop na die ding gekyk het nie. Dit sou aan my dag tot dag bestaan geen verskil gemaak het nie. Maar daar is hierdie majesteuse ster. 100.000 keer groter
as die aarde. Net om vir jou perspektief te gee, as ons son Betelgeuse was die aarde binne in hom. As ons nou die son vat in sy senter, en die aarde se senter, en ons hou dit so, maar ons vervang net die son met Betelgeuse, is ons binne in hom. En die son is 8 minute se ligjare ver van ons al weg. Ons kan dit nie eens, ons meet dit nie in kilometers nie, want die getal spin net. As ek 'n golfballetjie sou, kom ons vat hierdie ding. As ek hierdie ding sou vat, nee, miskien is dit nie so. Wat is 'n dorp is 100 km hier vanaf? Warmbad. Hoe ver is Warmbad hier vanaf? 100? Kreersdorp, ek dink ons almal het 'n idee waar is Kreersdorp. Nou wie is dit? As hierdie, kom ons sê dis 'n meter. Dis die aarde. Dan is Kreersdorp die ander kant van Betelgeuse in vergelyking met die aarde. Maak geen verskil in ons bestaan nie. Hy gee nie vir ons lig nie, hy gee nie vir ons suurstof nie, hy gee vir ons niks. Maar God het hom geskep om vir my en jou te sê, jy's nie ordinary nie. Jy's nie gewoon nie. Jy's nie deel van 'n gewone oorleef bestaan nie, want ek is nie 'n gewone God nie. Ek is buitengewoon. En as ek die tyd gevat het om al hierdie goed te maak, om jou binne in dit te sit, wat sê dit van my en jou in sy oë? Geliefdes, ons is geskep. Die idee wat ek vandag by jou wil tuisbring is, ek en jy is geskep vir 'n buitengewone bestaan. Ons is nie geskep om te oorleef nie. Geensins nie. As dit was wat ons skepingsdoel was, dan sou net die aarde voldoende gewees het. En baie kleiner as wat hy nou is. Ons bewoon nie eers, ek dink die helfte van die aarde nie. Ja, ons is die hele wêreld vol, maar ons maak hom nie vol. Ek en jy is gemaak vir 'n buitengewone bestaan, want ons het 'n buitengewone God. Op die 5de dag, vers 20, sê hy, en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg. Vers 21, en God het groot seediere geskep, en daar is seediere wat ons vandag nog nie eens ontdek het nie. Hulle ontdek nog op 'n gereelde basis nuwe lewe in die see. Hoe is dit nog hierdie ding ontdek? Weereens, vir my en jou oorlewing, as ons hom 6000 jaar later eers ontdek het, het hy regtig geen nut vir ons oorlewing. Maar ons het 'n buitengewone God, wat ons in 'n buitengewone stelsel kom sit het. En ja, ek glo dit is sodat ons kan 'n begrip kry van hoe groot hy is. Maar ek ken hom nie as 'n God wat like om te brag nie. Ek ken hom as 'n God van liefde. En hy sê in 1 Korintiërs 13, die liefde is nie vol van homself nie. Soos hy dit geskep het om vir my en jou te wys wie hy is dit nie
om vir my en jou te wys wie is ons nie. Ek wil jou kop so 'n bietjie krap met hierdie. Kom ons dalk net vers 22 lees, dat daar's ietsie daar wat ek net wil. En God het hulle geseën, dis nou al hierdie voëls en die waterwesens en goed. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. Vers 23, en dit was aand en dit was môre die 5de dag. So God het die diere geseën. Vers 24 sê, en God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring. Moenie my vra om hierdie vir jou te verduidelik nie. Ek hoop op 'n stadium gaan een van julle dit vir my verduidelik. Ek wil net hê jy moet dit raak sien. Hy sê, God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring. Die voëls en die visse en die goed het hy gesê, laat dit wees. Die diere sê hy, laat die aarde dit voortbring. Ek gaan daai net in jou midde los. Wat ek wel wil hê, jy moet net in jou agterkop hou is, hy sê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soort. Vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. Tot nou toe het jy nog net die naam God gesien. Maar dan sê in vers 26, en God het gesê, laat ons. Ek wil geensins impliseer, voorheen was dit net God alleen nie. En nou is dit ons. As jy na Johannes toe gaan en sê, Johannes 1 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. So daar is iets van die drie eenheid wat ons nie altyd kan verklaar nie. Maar is vir my beautiful, dat God kies om in sy woord te sê, ons was betrokke, toe ons jou gemaak. Hulle al drie. Was intentioneel betrokke, toe jy geskep is. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Ek glo in my hele hart, want ek sien dit op baie plekke van die woord. Die Vader het ons gemaak vir Jesus verbruik. Daarom sê hy, laat ons mense maak na ons beeld, wat lyk soos ons, maar ook na ons gelykenis, wat is soos ons. Want ek kan nie my eie wet wat ek op die aarde gesit het, laat elkeen voortplant volgens sy soort, kan ek nie overrule nie. Ek moet vir my seun
'n bruid van sy soort. God, en Jesus en die Heilige Gees kom skep vir Jesus 'n bruid, soos hy. Kan jy met my saamstem, dat hy kan nie vir alles sê, plant voort volgens julle soort, vermeerder volgens julle soort, en dan kom hy na homself toe en hy sê, maar in my geval is dit anders. Hy skep vir sy seun 'n bruid volgens sy soort. En Adam en Eva verloor daai gelykheid, daai soortheid, as ek dit so kan noem, ek weet, is nou nie 'n woord, maar ons skep hom nou maar vir vandag. Daai soortgelykheid aan Jesus verloor hulle deur ongehoorsaam te wees, want Jesus is nie ongehoorsaam. En ons verloor daai likeness. Ek hou van die Engels wat sê, He created us in the image and likeness, like him. En ons verloor daai likeness. En Jesus kom terug. En hy herstel sy bruid to the likeness of him, sodat hy met haar kan trou. Want hy het 'n bruid, hy soek 'n bruid soos hy. En hy kom herskep, ons het nou so 2-3 weke terug tyd daaroor spandeer, dat hy kom herskep met wedergeboorte. Dis nie net, Jesus het nie net kruis toe gegaan om jou sondes te vergewe nie. Yes, dit het daar gebeur en is amazing, dis awesome. Maar hy het dit gedoen, sodat hy dit uit die weg uit kan ruim. Sodat hy jou gees kan herskep, dat jy soos hy kan wees, sodat hy jou kan vat as sy bruid. You were born again to be like Jesus. Otherwise, you could never be his bride. En hy moes dit doen, want ek en jy kan dit nie doen. Ons kon onsself nie herskep na sy gelykheid nie. Hy het dit die eerste keer gedoen. Ons het dit opgemors. Hy het dit weer kom doen en herstel. En hierdie keer het hy dit seker gemaak, ons kan dit nie weer opmors nie. Want ek en jy kan nie dit wat hy in ons gees gedoen het, verwoes nie. Blaai saam met my na Romeine 8 toe. Kom ons begin hier so by vers 27 lees. Ek wil by vers 29 uitkom, maar dalk net vir konteks. Kom ons begin by vers 27. En hy sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Vers 28 keer al so goed. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek wil nie hieroor, ons ken hierdie gedeelte. God sê alles sal hy tot jou voordeel laat uitwerk.
Hy sê nie alles wat met jou gebeur is tot jou voordeel nie. Verstaan die verskil mooi, daar's 'n massive verskil. Ek en jy leef in 'n wêreld wat geval het. Ons leef tussen mense wat in die gesag van Satan staan. Kolossense 1 sê vir ons is uitgebring vanuit die mag van die duisternis, het hy ons oorgebring na die mag van sy seun, na die koninkryk van sy seun. Wat beteken, daar's nog mense wat in die mag van die duisternis is. Nie alles wat met jou gebeur is tot jou voordeel. Maar hier is 'n belofte wat God sê, ek sal alles laat omdraai tot jou voordeel. Wat die vyand by jou kom steel het, sal hy 7voudig vir jou moet teruggee. Maar vers 29 begin met want. Hoekom kan jy weet dat alles wat met jou gebeur, het God die vermoë om te draai tot jou voordeel? Daar's 'n rede daarvoor. En hierdie sin begin met want, because. Hierdie want verwys na die vorige vers. Daar's 'n rede hoekom alles tot jou voordeel gaan uitwerk. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ek wens ek het tyd gehad om woord vir woord deur hierdie vers vir jou te gaan. Baie mense gebruik hierdie om te sê, die Here het voor die tyd besluit wie gaan hy red en wie gaan hy nie red nie. En how lucky are you dat jy nou maar een van daai is wat hy gered. Gewoonlik is die ouens wat sê God het voor die tyd gekies wie gaan hy red en wie gaan hy nie red nie. Hulle is by een of ander lucky strike, is hulle aan die kant wat gekies is. Ek het nog nooit iemand gehoor wat onder die mag van die duisternis is, wat gesê het, God het my gekies om nie te wees nie. Het is gewoonlik net een of ander obskure Bybelse opinie, of 'n bediening, of wat ook al. Maar hy sê, in kort sê hy het voorheen, het hy besluit, om ons na die beeld van sy seun te herskep. Ek wil vir jou iets lees oor daai, in die Helps Word Studies, daai woordjie wat hy gebruik vir beeld, is die Griekse woord icon. Ek het dit vir ons daar op die bord gesit, as jy dalk na hom toe kan gaan. Ek hoop ek spreek dit reg uit, icon. Sy grondwoord is ico, wat beteken be like. Properly, mirror-like representation. En dis mooi. God het voorheen gekies, dat as jy sou ja sê vir Jesus, you would be a mirror-like representation. Sy soort. Hy gaan verder en sê hy, image, icon, exactly reflects its source. Jou wedergebore gees, wie is die bron daarvan? Jesus. Jy reflekteer daai bron. Jy is van sy soort. Daarom kan jy sy bruid wees. Hy sê, for example, Christ is the very image, the icon of the Godhead. Dan gebruik hy Kolossense 1 vers 15, en ek gaan net vir jou vinnig soontoe blaai, dat jy net hoor wat sê Kolossense 1 vers 15, want daar gebruik hy weer daai woordjie icon, hy sê, hy is die beeld, en hy praat van Jesus. Jesus is die beeld van die onsienlike God. Dieselfde Griekse woord. Jesus is the image, the reflection of God. Maar dan sê hy, hier in Romeine, ek en jy is die refleksie van Jesus.
Soos wat Jesus die refleksie is van die Vader, is ek en jy die refleksie van Jesus. Dan gaan hy verder, hy sê, Icon assumes a prototype of which it not merely resembles, but from which it is drawn. So daar's 'n prototipe. Hierdie woord vergelyk, daar's 'n prototipe. As ons 'n prototipe van 'n ding maak, en ons maak ander goed wat lyk soos die prototipe, gebruik ons die prototipe en ons dupliseer die prototipe. Jy maak nie ander wat net naaste by lyk soos hierdie nie, want dan was dit nooit 'n prototipe nie. Selfde woord wat hy wil hê ons moet verstaan. Hy sê, we are a prototype, but we are drawn of the original. Ek en jy is sy soort. Die laaste een sê hy, en hierdie goed jy's welkom om te gaan Google, ek nooi jou uit om te gaan Google, check my op asseblief. Die laaste een sê hy, Icon then is more than a shadow. Ek is nie net 'n skadu van Jesus nie. Rather, it's a replication. As jy in 'n fabriek is en hulle replicate, seker, as hulle 'n mold gemaak het van 'n ding en hulle replicate die ander. Ek sê goed met voorbeelde nie, maar ek dink nou aan haar sussie werk by BMW. Elke BMW, as hulle besluit het, dis hoe die nuwe X3 lyk. Elke X3 daarna lyk soos daai een, want hulle replicate hom. Hulle maak nie 100 ander X3's, maar weet, hierdie een se flikker hang bietjie hier en daai een se. As jou X3 nie lyk soos die een op die vloer nie, gaan jy moan, want hoekom is my flikker hier onder by die voorwiel, waar kom jy kan sien nie, die triespieltjie sit agter by die mense wat agter sit. Myne lyk nie soos die een wat ek daar gesien het op die prent. Hulle replicate. Ek en jy is gereplicate. Ons is Jesus se soort. Anders kon ons nooit sy bruid gewees. Ek gaan nie meer afsluit. Hierdie vers in die Mirror Translation vat dit vir my perfek saam. He predestined, dis nou die He is Vader. So God the Father predestined and engineered us from the start, from Genesis 1, to be jointly fashioned in the same mold and image of His Son. Toe hy ons in Genesis 1 gemaak het, het hy ons na die beeld van sy seun gemaak. According to the exact blueprint of His thought, we see the original and intended pattern of our lives preserved in His Son. As jy wil weet, waarvoor is jy hier? Is Jesus jou voorbeeld? Nie hierdie of daai pastoor nie, verseker nie ek nie, en dit maak nie saak hoe groot is 'n ou se bediening nie. Dit maak nie saak hoe groot rol speel iemand in jou lewe nie. Hy mag nooit jou rolmodel wees nie. As jy wil weet waarvoor is jy geskep, volgens wie se beeld is jy geskep en wie moet ons volg, is dit Jesus. Hy is ons rolmodel. Maar wat ek wil hê, jy oor moet dink hierdie week en mediteer en
En net vra vir die Here om vir jou duidelikheid te gee oor wat dit behels. Is die feit dat jy is sy soort. Anders kon jy nooit sy bruid gewees het. Hier het ons nou duidelik gesien, hy het ons geskep volgens die prototype wat Jesus is. Daarna het hy ons gereplikeer. Jy kan dit verder vat, as jy wil weet waartoe is jy in staat. Kyk na Jesus. Dis my as bruidegom se doel en funksie, en is my roeping, om my vrou te help om meer te wees as wat sy alleen kan wees. En ek weet, ek doen dit nie perfek nie, en ek weet, ek het al in baie plekke gefaal. Maar dis waarna ek streef. Maar jy het 'n onfeilbare bruidegom in Jesus. En hy's besig om vir jou te sê, ek bou jou. Ek trek jou op. Jy hoef nie te probeer om my te beïndruk nie. Ek wil jou bou, want jy is my soort. Jy is my bruid. Ek sê vir jou. Vir jou los met hierdie laaste gedagte is, my hartsbegeerte vir ons as 'n gemeente is dat die bonatuurlike vir ons sal begin logies raak. Dat the supernatural will start to be logical. Want ons is nie geskep om net te oorleef. Jesus is my soort. Ek kan maar jou nagmaal vat. Die grootste bewys van sy liefde ooit. Romeine 5 vers 8 sê vir ons die bewys van sy liefde was dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Sy liggaam is vir jou stukkend geslaan sodat jou liggaam heel kan wees. Hoekom? Sodat ek vandag met vir jou net 'n healing teaching kan bring. Nee. Dat jy kan doen wat jou bruidegom wil hê jy moet doen. Dat jy hierdie bonatuurlike lewe kan leef. En hy het nodig dat jy gesond wees daarvoor. So eenvoudig as dit. As hy my prototype is, dan gaan kyk ek na hom en sê, wanneer het Jesus vir 6 maande op sy rug op die bed gelê en gesê, God het my nou hierdie rugpyn gegee, om my iets te leer. Ekskuus, en ek probeer nie enigiemand afbreek nie. Maar dis wat ons doen, maar ons prototype het dit nooit gedoen nie. Die een wie se soort ons is, het dit nooit gedoen nie. Inteendeel, het die een wie se soort ons is gesê, ek breek my perfekte liggaam, sodat jou nou jou kan wees. Dankie, Jesus.
En dan het hy sy kosbare bloed vir ons uitgestort. En wat ek vandag net by jou wil tuisbring, daar is soveel goed wat die bloed vir ons sê. Maar wat die bloed vandag vir my sê is, dit wat my laat lyk het, nie soos hy nie, weggewas. Dit wat van my gemaak het, dat ek nie sy soort is nie, weggevat. Deur sy bloed. En vandag kan ek en jy wees sy soort, sy bruid. It's all about him. Hy het dit gedoen, hy het dit bereik. Ons kry toegang daartoe deur dit net te glo. En ons kies om dit te glo, dankie Here. Dad, ons dink baie keer aan die prys wat Jesus betaal het vir ons en dit is fenomenaal, dis meer as wat ek met my woorde kan beskryf, dis groter as wat ek dink nie my brein het die kapasiteit om ooit te besef presies wat het dit u gekos. U wat God was, het al die voordele van God wees op sy geskuif, om 'n mens te word, sodat u my weer u soort kan maak. Maar Dad, wat ek vanmiddag aan dink is, hoe dit u hart moes breek. Om vir dit in te stem. Maar ek dink u daarvoor ingestem, want u het gesien, hoe lief het u seun sy bruid. En hoe graag wil hy sy bruid herstel. En hoeveel dit ook al u hart geskeur het, om daai straf vir ons sonde op hom neer te bring. En hier is maar my woorde en ek glo nie dis hoe dit gegaan het nie, maar ek dink al was 'n tyd het gesê het, let's do this. Want sy is kosbaar. En sy is waardevol. Want ons het saam aan haar gevorm. Dankie Jesus, as gevolg van dit wat u gedoen het, is ek en elkeen wat hier sit, en elkeen wat wedergebore is ons vandag u soort.
Dankie, Here. Mag U Gees hierdie net vir ons help om dit te verstaan. Ons eer U vir wie U is in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.